My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle met 'n woord wat van die Here kom. Ek het nou die oggend het ek 'n gedeelte uit die bergpredikasie met ons gedeel. En terwyl ek vanoggend weer kyk, sien ek nou nog 'n gedeelte in die bergpredikasie en ek wil dit baie graag met jou deel. So kom ek en jy kyk na Lukas 6 en ek gaan vir ons hierso van vers 26 27 gaan ek vir ons aflees. Kom ons kyk. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Yes. Dit is maklik om dit te doen, né? Om goed te doen aan die ou wat jou haat. En om jou vyand lief te hê. Dink jy die Here het hier bedoel aangeplakte liefde? Dink jy die Here het bedoel nie regte hartsliefde nie, net so 'n skyn van liefde? Of dink julle die Here het bedoel regte liefde wat uit jou hart uitkom vir jou vyand? Dis moeilik. Ek weet. Wanneer mense aan jou kwaad gedoen het en nou moet jy hulle lief hê. En mense het aan jou kwaad gedoen en nou moet jy aan hulle goed doen. Weet julle hoekom wil die Here dit hê? Want toe ek en jy in die wêreld was, in die gees was ek en jy God se vyande. Want ons het die slegte nagejaag en tog het God my en jou lief gehad en sy enigste seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur om aan 'n kruis vir my en jou te sterwe. En omdat God bereid was om dit aan my en jou te doen, wil hy nou hê dat ek en jy moet bereid wees om dit aan ander te doen. Hoekom julle? Hoekom? Want hy wil hê dat ander mense ook gered moet word. Want weet julle wat? Al is iemand hoe sleg en al doen mense hoe verkeerde goed, glo vir my, die hel is so 'n verskriklike plek dat jy wens nie jou ergste vyand dit doen nie. En het jy geweet, deur jou vyand lief te hê, gaan jy jou vyand se hart verander. En dan gaan jou vyand ook begin, omdat hy 'n veranderde hart het, omdat hy skielik liefde ervaar wat niemand dalk regtig vir hom wil gee nie. Gaan sy hart verander en gaan hy ook net soos jy in die koninkryk van God kan inkom. Julle, dit is 'n goddelike karaktertrek om hulle wat kwaad aan jou te doen, om aan hulle goed te doen. En die Here wil hê dat ek en jy daarin moet beweeg. Amen. Ek wil vir ons verder lees. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê, goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat julle vervloek. Bid vir die wat julle beledig. Nou, ek voel ek moet 'n getuienis vertel. Daar was 'n jong man in ons kerk wat 'n tannie wat 'n mooi groot Christen is in ons kerk. Hy het die verkeerde aan haar gedoen en hy het haar nie goed behandel nie en sy het met 'n baie hartseer in haar hart geloop teenoor hom. Né? En sy vertel dit toe vir my. En ek sê toe vir haar, toe ek haar gaan sien by haar huis, ek sê vir haar, mevrou, ek sê, weet jy waarvan hou hierdie jong man waarvan jy so kwaad is? Ek sê vir haar, hy hou van 'n chocoladekoek en ek weet jy kan lekker chocoladekoek bak. En ek sê vir haar, en weet jy wat, ek weet dat hierdie jong man ook Coke, hy is mal oor Coke. Ek sê vir haar, hierdie jong man wat jou nou so ontstel het, né? Ek sê vir haar, gaan bak vir hom net so 'n chocoladekoek en koop vir hom 'n 2 liter Coke en gaan na hom toe en sê vir hom, hoorie, ek het in my hart gevoel, ek wil graag hierdie chocoladekoek vir jou gee en ek wil hierdie Coke vir jou gee, né? Sy antwoord my so,
Ek sal dit nie doen nie. sê sy vir my. Hoor julle, maar ek lag dat die trane loop op daai oomblik, né? Want met die erns het sy dit vir my gesê. En julle weet julle, ek wil net vandag vir julle sê dat as sy dit wel kon doen, het sy al die werke van die duiwel verbreek. Nou wil ek vir jou sê, né? Gaan doen goed aan die wat kwaad aan jou gedoen het. né? En sien hoe word die werke van die duiwel verbreek. Want die Here wil hê, as jy goed doen aan die wat sleg aan jou doen, onthou net, die Satan sit agter alles, né? Dan word die werke van die Satan verbreek. Jesus sê, ek het na hierdie aarde toe gekom om die werke van die duiwel te verbreek. En raai wat, jy is geroep om die werke van die duiwel te verbreek, né? En jy doen dit deur die goeie te doen aan die wat sleg aan jou doen. Goed, daarom gaan ons verder. Hy sê, aan hom wat jou op die wang slaan, ja, hierdie is 'n tyen, moet jy ook die ander een aanbied. Aan hom wat jou boekleed neem, moet jy ook nie die onderkleed weier nie. Maar gee aan elkeen wat van jou iets vra. En eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. Julle is ons kinders van die Here, het ons die hart van Jesus Christus. Hy sê, jy mag nie eers terugvra van iemand wat goed van jou gevat het nie. En as iemand jou op die wang slaan, draai die ander wang. Sê, slaan my daar ook. Dis okay, ek sal jou houe vat. Julle, ek weet nie of ons dit in ons het nie, maar ons moet hierna strewe. Né? Want dan as daai ou jou op die ander wang ook geslaan het en jy bly in liefde, gaan daar so 'n aanraking van God in sy hart kom. Hy sal, kan ek iets vir jou sê? As liefde uit jou uitgekom het, terwyl iemand aan jou kwaad doen, daai persoon sal nie rus kan hê vir die res van sy lewe voordat hy dit reggemaak het nie. Die Heilige Gees sal hom in die nag kom pla. Ons moenie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand wil vergeld nie. Julle, as ons ware kinders van God is, dan sal ons kwaad met liefde vergeld. Okay. Nou, en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Dan sê hy, en as julle die lief het wat julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief is. Jy doen eintlik geen goeie ding nie. Hy sê, en as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê, goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. Julle loon en julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy selfs is goedertieren oor die ondankbares en oor die slegtes. God is goed teenoor die slegtes en oor die goeies. Julle, ek wonder, het ek en jy 'n godskarakter? Om goed te doen aan die wat sleg aan ons doen. Om aan iemand te leen en nie terug te vat nie. Of as iemand jou goed gevat het, om dit nie terug van hom te vra nie. Het ons daai godskarakter? Ek dink ek moet vandag weer 'n bietjie selfondersoek in my lewe gaan doen. Want ek wil die karakter van God in my hê. En ek wil die liefde van die Here in my hê. Want julle weet julle wat? Ons is geroep om 'n bose wêreld in liefde te gaan aanraak, sodat ons gered kan word, hulle gered kan word, sodat die werke van die duisternis verbreek sal word, en hierdie wêreld van die greep van die bose vry kan raak. Wil jy aandeel hê daarin? Sê my.
Nou as jou antwoord vandag ja is, dan gaan jy hier na Lukas 6 en jy gaan lees om heeltemal deur om alles te sien wat Jesus gesê het en dan jou lewe volgens dit te wil inrig. Julle weet ek bid elke dag, Here, vul my met U liefde, meer en meer en meer. Dan sê die Here vir my, goed, ek gaan so 'n situasie oor jou pad stuur, nee, gaan tree in liefde op, want dan gaan my liefde in jou vermeerder. So julle, kom ek en jy gaan en ons gaan doen dit. Amen, liefde, seëning, pastoor Lars. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.